Landluisteraars, en welkom by Oom LD se wêreld. Vanaand vertel Dominee Visser vir ons die verhaal van die man met die rooi hand. Dit is laat. Die konsistorie se lamp gee min lig. Ek moet 'n preek skryf vir Sondag, en my pen wil nie beweeg nie. Ek het al baie begrafnisse in hierdie dorp gelei. Meer as wat ek kan onthou. En by amper elkeen, vir jare al, het iemand kom sê, hulle het hom weer gesien. Die man met die rooi hand. Daar, by die verste rand van die begraafplaas, onder die ou doringboom, agter, waar die grond begin afloop. Ek het nooit iets gesê nie. Dit is my skuld. Hy het in die laat somer hier aangekom, toe die vrugteboorde al swaar gehang het, en die stof soos meel op die paaie gelê het. 'n Stil man. Venter, het hy gesê. Net venter. Hy het die ou pakhuis langs die stukkie suidelike kerkgrond gehuur. Reg oorkant Oom LD se melkstal. En 'n eenvoudige bordjie opgesit. Venter, begrafnisondernemer. Alle voorbereidings met waardigheid. Sy regterhand was lelik gebrand. Bloedrooi. Van die pols tot by die vingerpunte. Hy het dit nie weggesteek nie. En hy het dit ook nooit verduidelik nie. Hy het net sy werk gedoen. Eers was dit net 'n nuuskierigheid. Toe begin die stories. In die derde week het die stories 'n lewe van hulle eie gehad. Sommige mense in die dorp het gefluister, hy het 'n vrou in die Vrystaat doodgemaak, en die hand is sy straf. Ander het gesê, nee, dis erger, dis die duiwel se hand. Die regterhand kan hy nooit wegsteek nie. Ek het dit alles gehoor. Orals. In die kafee, by die koöperasie, selfs tussen die banke na die diens. En ek het een Sondag op die kansel gestaan en gesê, die gemeente moet versigtig wees vir vreemdelinge. Ek het nie sy naam genoem nie. Dit was nie nodig nie. Almal het geweet. Daarna het niemand meer na hom toe gegaan nie. Toe ou Sannie later gaan dood is, het haar seun haar lijk al die pad Oudtshoorn toe geneem. 2 ure se ry elke kant toe. Net om nie venter te gebruik nie. Ek het hom soms in die straat gesien. Hy het altyd gegroet. Sy hoed met die linkerhand opgelig. Die rooi hand styf langs sy sy. En ek het teruggegroet. Elke keer met 'n skuldige gemoed. Toe sterf ou Tante Geesie. 'n winteraand. Sy het geen familie gehad nie. Venter het haar kom haal. Die volgende oggend het Oom LD by my aangekom. Dominee, jy moet kom kyk. Ons het by die pakhuis se deur gaan staan. Venter het by die kus gestaan. Tant Geesie was netjies reggemaak. 'n wit laken tot by haar bors. En Venter het saggies gehuil. Sy rooi hand
liggies op haar skouer, asof hy haar wil troos. Ons het nie ingegaan nie. Ons het net omgedraai en geloop. Die volgende oggend was Venter weg. Die pakhuis se deur het oopgestaan. Alles was netjies. Op die tafel het een stukkie papier gelê. Sy handskrif. Een sin. Ek het julle almal begrawe. Julle het my nog net nie in die grond gesit nie. Niemand het hom ooit weer gesien nie. Maar by die begrafnis van Tant Geesie het iemand kom sê sy het hom daar gesien. By die doringboom, by die agterkant van die begraafplaas. Die volgende begrafnis was dit 2 mense. Toe 3. En later het byna elke begrafnis iemand gehad wat fluister. Daar is hy weer. Ek weet wat hulle sien. Hulle sien hulle self. 'n dorp wat 'n man doodgemaak het, sonder om 'n vinger te lig. 'n dorp wat homself nie kan vergewe nie. En daarom 'n spook moes skep om die mense se skuld te dra. Want as Venter die duiwel was, dan was ons reg. Maar hy was nie. Hy was net 'n man met 'n gebrande hand, wat met deernis na dooies omgesien het. Ek het dit nooit van die kansel af reggestel nie. Dit is dalk my grootste sonde. En môre staan ek weer op die kansel. Oom LD se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.